Ja, kyk Frans, as daar iemand is wat Suid-Afrikaners lus maak om hulle tassies te pak, dan is dit beslis Ernst Groendling. Bekroonde reis en leefstylreeks Elders is nou terug vir 'n nuwe seisoen en hierdie keer neem Ernst ons op 'n onvergeetlike avontuur deur een van Asië se mees fascinerende bestemmings, Vietnam. Ek het dit Vietnam gedoop. Van asemrowende landskappe en ongelooflike kos tot 'n ryk geskiedenis en 'n unieke kultuur. Hierdie nuwe reeks beloof om kykers weer behoorlik te laat wegdroom. Ernst, baie welkom by Route 326. Nelma, François, dit is lekker hier saam met julle. Ek hou van Vietnam, want my tweelingseentjies praat gereeld van nyammies by die huis. So ek dink jy het 'n nuwe ding nou hier begin hoor. Okay, Vietnam. Awesome. Hoorie maar, so jy sê jy het Vietnam as Vietnam ervaar? Ek het absoluut as Vietnam ervaar, want ek het my pad deur Vietnam geëet, van die noorde tot die suide. Was amper 40 dae daar. En die cuisine en die kos natuurlik is fantasties. Is regtig heerlik wat jy daar kan eet en is bekostigbaar vir Suid-Afrikaners. So dis 'n fantastiese bestemming. Ek weet dit is dalk nie op almal se top 5 lyste as jy dadelik dink aan waar jy sou wil gaan as jy in die buiteland wil gaan vakansie hou nie, maar hopelik na Elders Vietnam uitgesaai het, is 'n bietjie hoër op die podium. Hoorie maar, jy het nou al baie lande besoek. Hoekom het jy besluit Vietnam is volgende op die ek wil nou heeltyd sê Vietnam is volgende op die lysie? Dit is Elders se 8ste seisoen en ek het nou al die geleentheid gehad om baie interessante plekke te besoek en ek het ook al 'n paar plaaslike reekse geskiet, maar ek het net gevoel is tyd vir iets heeltemal nuut en anders. So ek wou die bietjie die gemaksone groot en nie na 'n land toe gaan waar ek dalk al tevore was of redelik baie van al weet nie. En dit is so hoe ek Vietnam toe aangepak het. Ek het as 'n kind groot geword waar met flieks en TV-reekse oor die oorlog. Meestal vanuit die Amerikaanse perspektief natuurlik, want dis maar dit wat ons hier gekyk het. Daar was 'n TV-reeks in die laat 80s, Sending Vietnam. Sy eintlike naam was Tour of Duty, maar dit was nog van daai ou Afrikaans oorgeklankte reekse gewees wat ek Vrydae-aande altyd gekyk het en dit het my verbeelding aangegryp. Maar natuurlik later jare dan leer mens 'n bietjie meer van 'n land en jy kom agter, ja, dis 'n interessante kultuur, interessante land, baie Suid-Afrikaners, dan gee daar Engels, mense gaan ry graag daar met motorfietsse en ons pragtige bergpasse en reislande en alles. Maar ek het nog steeds met minder navorsing as gewoonlik en letterlik 2 frases op my tong, Sinka Moon wat hallo is, nee, dankie is en Sin Chao wat hallo is, het ek nou maar daar so saam met die kameraspan van Bonanza Productions oorgevlieg. So die ciao is die hallo, dit klink vir my soos die bye. Ja, ciao, dis oulik. Of dit kan soos die Italiaanse ciao klink, maar ja, Sin Chao is half informele hallo en Sinkamoon is om so respekvol baie dankie te sê. Maar ja, en toe het ek myself daar in Vietnam begeef en ons het 'n fantastiese avontuur gehad wat nou verpak is in 13 episodes op Kyknet. Jy sê vir hierdie nuwe reeks wou jy eintlik na 'n land gaan waar jy nou nog nie was nie, nê? So wat was jou heel eerste indruk toe jy daar aangekom het en was dit soos jy verwag het? Die eerste ding wat my getref het daarso was die hitte, die humiditeit. Nie soseer temperatuur Celsius hitte nie, maar net daai bedompigheid. Daai drukkende hitte. Ja, die drukkende hitte van 'n stad soos Hanoi. Dit is nou nie altyd so nie. Dit hang ook maar af van die weer en die seisoen en alles, maar toe ons daar was dit besonder drukkend geweest. En dan is die probleem wat dan nou daar gebeur is dat jy kan in Hanoi self, weet, dis 'n hoofstad. Maar as jy nou net daar so op die regte plek op 'n plastiekstoeltjie sit, want jy sit op sulke klein lae plastiekstoeltjies sommer op straat en jy bestel dan vir jou bier, dan gaan daai bier jou R7 kos. Want ding is regtig goedkoop. Ja. So as jy nie oppas nie en dit is baie warm, dan het jy baie vinnig R35 uitgegee op 5 biere. What a bargain. Ja, nee, daai is 'n lekker deal hoor. En 'n heerlike bord of 'n bakkie eerder met bun cha wat die rysnoedelgereg is waar jy weet daar's lekker stukkie varkvleis en sommer so 'n varkfrikadel ook by en allerlei kruie en blare en 'n sousie en die rysnoedel self. Jy maak ons nou honger. Baie groot bak daarvan. Kos jy so R35. Hoorie maar ek moet jou nou vra nê. Jy het nou obviously nou genoem Vietnam is regtig dit want daar's baie lekker kos en ek het nou vriende gehad wat onlangs daar was ook vir so 2 weke en hulle het vir my verskriklik baie foto's gestuur van die mangoes en die droë mangoes want dis my gunsteling ding op aarde en hulle het vir my saamgebring. Is dit spesifiek 'n ding daar wat net besonders is, die vrugte?
die vrugte is regtig heerlik, maar ek dink dit het ook maar net te doen met die grond en alles wat so vrugbaar is daarso. Ek het nou geen idee wat dit in Afrikaans is. Ek weet nie of dit 'n draakvrug is nie, maar daai dragon fruit. Ja. Dit. Ek het sulke dragon fruit smoothies byvoorbeeld. So dis volop daar. Ja, dragon fruit, avocado, mango. Jy weet dis baie die tropiese subtropiese vrugte en so wat jy daar kry. Nee, daai plek is vrugbaar. Gunsteling dis en ook least favorite dis. Ek sou sê die buncha is definitief my gunsteling dis gewees. My minst gunsteling dis was so 'n krioelende wurm waar ek verby gehou. En die krioel die goed nog wat jy moet eet. Wel daai spesifieke enetjie dis so daar in die Mekong Delta, dis daar naby Saigon. Toe wou ons vir gesê Frankie Opperman het nog 'n sterk gevoel dat ek een van hulle moet lewendig aanbesel, maar ek het net Ja, hierdie is nogal so. Hy sal nogal 'n ding draai hoor. Nee, dankie. Jy moet die storie vir ons saambring en sê wat was die ervaring? Maar as iemand nou na hierdie onderhoud besluit hulle wil miskien Vietnam besoek of soos Anelma sê Vietnam. Wat is die een ervaring afgesien miskien van die kos wat hulle eenvoudig nie mag misloop nie? Kyk, dit is dalk 'n bietjie voorspelbaar, maar om 'n plek soos Halong Bay te besoek is maar net 'n absolute moet. Jy weet, dis dalk Vietnam se grootste toeriste attraksie, maar dit is 'n plek waar daar ver oor die 1000 eilandjies in die see is. Ja. En jy kan 'n voldag spandeer op die boot waar jy dan nou tussen daai eilandjies vaar en dan klim jy uit vir verskillende ekskursies. Jy kan op 'n kanoe gaan vaar tussen die eilandjies deur. Jy kan deur 'n massiewe grotte wat soos wat ons nie naaste by Suid-Afrika het nie, kan jy gaan stap ook op een van die eilande. En dit is net en jy kan selfs hierdie ou nedersettings besoek. Hulle noem dit fishing villages. Dit is so vissers nedersettings waar mense letterlik op die water bly. Hulle bly op sulke vlotte op die water en hulle vang vis en hulle leef van die see, eintlik van die hand tot die mond. En daar's nog net so 3 of 4 van daai villages oor want mense verstedelik maar en gaan na stede toe en word eintlik aangemoedig deur die regering om 'n bietjie half meer ekonomies betrokke te raak en so jy kan 'n vol dag daar in Halong Bay spandeer wat regtig baie spesiaal is. En dan die ander ding wat ek sou voorstel is om in die noorde van Namibië te reis na 'n plek so Sapa. Daar naby is 'n klein village dorpie met die naam Tavan wat absoluut lieflik is so tussen die reislande. En as jy nou dapper voel en jy is lief vir stap en jy is lief vir voetslaan, dan moet jy berg Fansipan uitklim tot bo. Dit gaan jou so 'n dag en 'n half vat en jy slaap oor op 'n berghut en jy klim tot by 3200 meter amper bo seespieël. En jy het dit gedoen? Dit is in episode 4. Okay, dis nog op pad. Ek sien uit om dit te sien. En dit is die hoogste berg nie net in Vietnam nie, maar ook in die hele Indochina. So al daai omliggende lande. En jy staan letterlik op die dak van Vietnam en Indochina as jy bo gekom het. Ongelooflik. En die reeks is nou nie 'n Dion Meyer speelverhaal nie. So dis nie dat ek nou enige plot spoilers hier van weggee nie. Ek het tot bo gekom en ek is weer terug en ek sit nou hierso by Groot FM. Anders sou jy nou nie hier kon wees vanmiddag vir die onderhoud nie. Hoor jy, dis 'n reuse voorreg om jou hier te hê en baie dankie dat jy ons ook deel maak van jou reise en dat jy ons saam met jou verder op reis vat vanmiddag. Ek moet net ook vra, het jy vir jou een van daai wikkies gekry? Want ek weet nou met mos sulke mandjie wiki. Ja, dis so keelvormige hoed, hulle noem dit 'n nonla. En dit word gemaak van ek dink bamboesblare en ek dink dalk selfs of daar piesangblare ook ingewerk. Ek is nou heeltemal seker nie, maar dit is 'n hoed wat tradisioneel in die platteland gebruik word en vir alles gedra word, vir alles jy in die reislande werk. En so in die derde episode dan is ek juis in daai Tavan omgewing en dan dra ek nou 'n nonla en ek het 'n sekel in die hand en ek sny 'n bietjie rysscherwe daarso af en help bietjie met oestyd. Wat 'n cool ervaring. Definitief. Ons is net hierna terug saam met die een en enigste Erns Groenling. Wanneer ons na elders kyk, lyk alles altyd ongelooflik mooi en gemaklik want Erns doen dit so lekker. Maar agter elke episode skuil daar natuurlik baie harde werk en ons gaan nou met Erns Groenling verder gesels oor dit. Net 'n vinnige vraag wat vir jou inkom nou op die WhatsApp lyn. Iemand sê 'n baie goeie vriend van my was 'n paar jaar gelede in Vietnam en het vir my teruggebring 'n bottel wit alkohol met 'n slang in die bottel. Nog nooit die guts gekry om dit te drink nie. Hoor asseblief by julle gas of hy al so ietsie probeer het.
Ek wil eintlik terug WhatsApp en vra of die ou dan die slang voer elke dag. Maar nee, ek spot. Kyk, daar is regtig diep vreemde goed in Vietnam. As mens nou bietjie in die kos en die drankie goed ingaan. Maar selfs ook in Vietnam is daar 'n skuif die afgelope 10 jaar selfs langer, veral ook in die stede, om nie om dat dit nie meer so aanvaarbaar is nie, jy weet. So die kos is nog steeds baie interessant en baie lekker, maar ja, kom ons praat ons op 'n pad langs. Mense sê altyd, jy weet, in daar in die ooste, Suidoos-Asië en so word daar soms hond geëet en so, wat mense so half natuurlik, ek dink die meeste mense 'n bietjie laat grill. Ja. En dieselfde in Vietnam ook. Dit is nie, ek wil amper sê dit word nie meer as korrek beskou om dit te doen nie. Jy weet, Dis goeie dit is nuus. eintlik so half onder die radar en amper op 'n tipe agterstraat aktiwiteit. Dieselfde met die slange en die slangdrankies en al daai tipe goed. So dis eintlik 'n hoofstroom aktiwiteit daar nie. Glad nie. Okay. Glad nie. Agterstraat aktiwiteite Dis klink bietjie van vir 'n iets wat Daar in die jy alleys. sal like. Dis bietjie Dis waar ek uithang op Maar vakansie. Erns, jy sê ook hierdie was een van julle mees uitdagende projekte nog. Wat het Vietnam so moeilik gemaak ook om te vervilm? Ek dink aanvanklik ons het onderskat hoe peperduur die filmpermitte gaan wees en ook hoe diep gesetel die bureaukrasie is in Vietnam in terme van toestemming om te gaan skiet en die feit dat ons regeringsamptenaar saam met ons moes gehad het die hele tyd en die persoon moes betaal het en moes verblyf en kos en alles voorsien het. Gelukkig het sy ouene vir ons geweldig baie gehelp en dit was iemand wat enigstens ingemeng het in ons inhoud nie. 'n Wonderlike vrou wat saam met ons getoer het vir die 40 dae. Die ander groot uitdaging was die weer gewees. Hoewel ons al was in 'n skouerseisoen tyd in September, Oktober, was daar nog so sterfkant van die tifoonseisoen daar en ek het nooit gedink ek sal dit sê nie, maar ek het op 'n stadium die sin gesê van ek het nou ophou tifone tel, want daar was so Sjoe. baie. Jo. Dit het soms ons skietskedule redelik erg ontwrig. Oor daai 40 dae, kan jy glo? Sjoe. Hoor maar so gepraat van 40 dae weg van die huis af. Hoe moeilik was dit om jou gesin vir so lank te los? Ja, dis bitter moeilik. Veral as jy sulke klein kindertjies het op daai stadium was hulle omtrent 'n jaar en 'n half oud gewees, jy weet. Sure. En hulle groei so groot, so vinnig, raak hulle so gou groot en dit is swaar, maar op hierdie stadium verdien ek maklik 90% van my inkomste deur weg van die huis te wees, of dit nou met televisieprojekte of toer of stapprojekte of ander goed is. So dit is die realiteit op die oomblik, maar ek probeer om wel wanneer ek by die huis is, probeer ek regtig om teenwoordig te wees. En ons sien dit nê, want daai tweetjies is nou al viral. Ek dink hulle is nou al meer famous as wat jy is, Erns. Hulle is loshande. Wanneer mense my nou raakloop, hulle het altyd my gevra, wat is jou stapstokke of het jy gestap tot hier? Jy sal wel almal weet, hoe gaan dit met Jakkals en Wolf? Jakkals en Wolf, en ek sien jy het nou die dag vir hulle die heel laaste happie van die oorspronklike Pre-Neutro gegee. Ja, ek onthou dit. Ja, ek het dit self opgeoffer en dit nie self gehad nie, maar vir hulle aangebied. Daar is 'n groot opoffering. Ja, dit was so. Ek moet sê ek het nog so 'n bietjie post-toasties tomatiese stories oor die Pre-Neutro wat so onherroepelik verander het, maar ag, dit is nou maar so, né? Dit is so lekker om post-toasties te hoor. Ek het dit so lank lank hoor. Niemand sê dit nie. Hoor jy reis ook altyd met 'n span. Wat sou jy sê maak Frankie Opperman en die res van die span so belangrik vir die sukses van Elders? Ek dink is dis daai span dinamika van om 'n groep te hê. Ons is nou op hierdie afgelope paar shoots meestal 'n groep ouens. Nie dat dit enigsins saak in daai opsig maak nie, maar ons moet sê ek dink ek en Frankie was albei nooit in die koshuis gewees nie. So op 'n manier is Elders so 'n bietjie ons koshuis ervaring. Ons deel ook dikwels 'n kamer. Die vuurdoop. Dit was maar net weens begrotingsredes, maar ook omdat ek en Frankie die twee snorkers is in die groep. Maar die span self, jy weet, elke ou is regtig briljant in wat hy doen en ons almal weet wat ons rolle is en ons werk baie lekker as 'n span saam. So ek werk nou al saam met Frankie en PJ van Bonanza Films al eintlik van 2018-19 af saam. So dit is nou al 'n mooi tyd om 7 seisoene of so al saam te kon geskiet het en deur die naproduksie en alles te gaan. Want ek en Frankie en PJ is ook die vervaardigers van Elders. So ons is betrokke by die hele ding van die begin sien dit deur tot aan die einde. Ja, dis 'n groot voorreg. Dit is baie belangrik om jouself met baie goeie spanlede te omring. Veral ouens wat
beter en slimmer as jy is, dan dat hulle jou goed lyk. En so gepraat van spanwerk, né? Julle plaaslike gids Jurgie Skooman was ook 'n baie groot deel van hierdie avontuur. Hoeveel makliker maak dit 'n reis wanneer iemand ook die taal en die kultuur dan so goed verstaan? Jurgie was absoluut onontbeerlik op hierdie reis gewees. Hy was ons produksiebestuurder in Vietnam. Ons het voor die tyd baie met hom vergader. Hy het ons baie gehelp met die beplanning van die reis, omdat hy self ook 'n toer-operateur is. Hy het sy eie besigheid Navigator Vietnam daarso in Vietnam, en sy pa is Jurgen Skooman van Live the Journey in Suid-Afrika. So hy kom uit 'n toerfamilie en hy kan Vietnamees vlot praat. Hy woon al 5 jaar daarso, hy gee Engels en hy het die toerbesigheid, maar hy het ook letterlik in die strate en die kuierplekke het hy Vietnamees leer praat. Wow. Saam met die locals en ja, wat 'n bate vir ons span. En ek sê maar vir almal, baie mense wil my weet, okay, ek wil in Vietnam toe gaan, wat moet ek doen? Dan sê ek vir hulle, kontak vir Jurgie, hier is sy nommer. Wat 'n toergids saam. Hoorie, ons gaan net hierna verder gesels met die een en enigste Ernst Groenling en ons praat oor die splinternuwe seisoen of dan nou reeks van Elders. Hy het Vietnam besoek vir 40 dae, maar jy kry dit in 13 episodes op. Kyk net, dit het nou gisterand afgeskop, nee Ernst. So maak ook seker jy vang die herhalings as jy dit dalk gemis het, en dit sal ook op DStv catch-up beskikbaar wees. En ons het vir Ernst Groenling in die ateljee op Route 326 om te gesels oor Elders Vietnam. En dit gaan oor baie meer as mooi plekke, dit gaan oor stories en mense en die manier waarop reis 'n mens verander. Ernst, na al jou reise, wat leer ander kulture jou steeds oor jouself? Ek dink ek leer dat jy jouself altyd moet oopstel om verras te kan word deur wat jy vind en ontdek wanneer jy 'n nuwe horison verken. Nie net die plek self nie, maar ook binne jouself. En iets wat vir my nogal baie opvallend is hoewel sê maar 'n plek soos Vietnam, die kultuur en die taal en die tradisies en die kos en alles verskil hemelsbreed van wat ons in Suid-Afrika ken. Maar tog is daar op 'n menslikheidsvlak soveel raakpunte. As ek dink aan hoe verwelkomend en vriendelik die mense van Vietnam is teenoor totale vreemdelinge en toeriste. Dis iets wat jy in al die wêreldlande kry nie, né? Ons leef ook nou in bietjie meer benoude tye waar mense al hoe meer ongemaklik raak met mense wat anders as hulle is. In Vietnam is daar regtig 'n oopheid vir andersheid. En die ander ding wat vir my 'n baie interessante raakpunt is kyk, in Suid-Afrika gebruik ons dikwels die woord resilience of veerkragtigheid, of jy nou praat van gemeenskappe wat opstaan en soms self dinge doen, of jy praat van rugbyspanne soos die Springbokke of Driekus Du Plessis, jy weet, hulle weet wat ons weet nie, wat is daai ding? Dis eintlik die resilience. En hulle eet nie wat ons eet nie. Ja, die veerkragtigheid. En dit tel mens sterk op by Vietnam, veral as jy bietjie in die geskiedenis delf en agterkom hoe daardie nasie eenvoudig geweier het om oor te gee tydens die oorlog. En dis hoekom die oorlog so lank aangehou het. En hulle het geweldig baie mense het met hulle lewens betaal, vrouens en kinders. Die vrouens in die reislande, hulle het self die wapens opgetel. Jy weet, hulle het nie iewers gaan wegkruip nie. Hulle het almal saam beklei. So dit is 'n droewige en hartseer geskiedenis, maar dit wys op 'n tipe veerkragtigheid en weier net eenvoudig om oor te gee. En so op 'n manier ek raak bewus van al die verskille en kulture en al daai goeters, maar op 'n manier is ons almal eintlik maar een mens. Almal is mense. Een menslike spesies, weet wat ons kan baie leer van mekaar. Definitief, en ek dink van ons boerevroue het ook daarso in die Anglo-Boereoorlog dalk nou en dan daai gewere opgetel en gesê vir jou skiet ek boetie. Sonder twyfel. Baie raakpunte. Maar is daar en hulle het, maar is daar iemand in Vietnam wat jy ontmoet het wat se storie jou nog lank gaan bybly? 'n Spesifieke sê nou maar geleentheid of 'n persoon? Weet jy, ek dink dit was dit was 'n oomie wat ek ontmoet het daar by die inhaling by daai vissers nedersetting. Sy naam ontgaan my ongelukkig nou. Die name is bitter moeilik in Vietnam. Dis die oomie, kyk uit vir hom. En ek het dit hy sal in episode 6 wees in inhaling by sy laaste segment. Maar ek weet dit is 'n hy is regtig deel van 'n manier van leef wat besig is om uit te sterf. Jy weet, en
En hy sit daar op so 'n tipe houtvlot waar sy huisie ook is. En dan kom maar letterlik 'n taxi, 'n watertaxi, 'n bootjie verby met ek weet nie nieuwsware en goed, en hy het nog gou vir hom daar so ietsie gaan koop op die bootjie. Dit is net so spesiaal om iemand soos hy te ontmoet wat daar sit, en hy het min. Maar hy is dalk die persoon wat ek in Vietnam gesien het wat die meeste geglimlag het en die meeste gelag het. Sure. En dit het nogal 'n diep indruk op my gemaak. Hoorie, maar jy maak ook 'n diep indruk op ander mense met jou gereis en jy inspireer ons om te wil reis en veral met elders. Wat sou jy sê vir iemand wat voel internasionale travel is buite hulle bereik? Kyk, dit is waarskynlik nie binne almal se beursiese bereik om internasionaal te kan reis nie. Jy kan ek soos hierdie bied mense die geleentheid om so 'n bietjie op jou leunstoel te sit en saam 'n kopreis te doen, maar ek dink tog by baie mense is daar die behoefte om hulle horisonne te verbreek en sê net maar oor see te gaan. So ek weet nie, ek sou vir iemand sê om te kyk na 'n bestemming soos Vietnam. Kyk na 'n plek soos Thailand en te kyk of dit moontlik is om so 'n bietjie die spaarplan aan te pas. Dit is nie altyd so duur soos mens dink nie. Ja, want baie van hierdie plekke soos byvoorbeeld wat jy nou noem Thailand en Vietnam is 'n goedkoper Desember vakansie as in Suid-Afrika partykeer. So hang af waar jy gaan. Ja, as ek nou net dink aan daar was 'n stad soos Cao Bang, wat in die noorde van Vietnam is. Daarso het ons letterlik in 'n 5-ster hotel het ek in 'n dubbelkamer gebly wat my onder R800 gekos het. Wow. En my aandete was onder R100. Ja. En my 3 biere was onder R30. Jy onthou daai biere wat hy gesê het, 5 biere vir R35. Ek dink daai is die main selling point hoor. Kyk of jy daai kan kry in Suid-Afrika vir onder R1000 'n nag. Ja, sure. Jy gaan vers soek. Ja, Kan dit nie kry nie. En Erns, ons moet natuurlik ook oor die Erns praat van hierdie reeks, want julle het al 2 SAFTA toekennings vir elders gewen. Hoe spesiaal is dit om te sien dat mense so aanklank vind by hierdie reeks en dat jy ook daai erkenning dan kry? Kyk, uiteraard is dit wonderlik om 'n toekenning te kry. En wat ek sommer dadelik sê, mense ons is baie keer meer genomineer vir iets as wat jy actually iets wen. Maar die nominasie is dan klaar daar om 'n bietjie erkenning, maar dit gaan nie daaroor om die pryse na te jaag nie, maar kyk, die TV-bedryf is nie maklik nie en is nie 'n bedryf waarin jy vreeslik baie geld nodig miljoene rande maak met elke reeks nie, ja. Hoegenaamd nie, soos wat mense soms dink nie. Ja. En dit is veral moeilik om 'n reeks aan die gang te hou wat hoofsaaklik afhanklik is van borge om die begroting te hê om dit te maak. So 'n prys is 'n SAFTA. Ek dink wat die SAFTA spesiaal maak is die kategorie is beste leefstylprogram. En dit is oor al die kanale. Jy weet, dis nie net kyk net of MultiChoice nie. Dit is oor al die TV-kanale in Suid-Afrika. Sure. So om daai erkenning te kry, Dis 'n pleintjie hoor. dit is 'n pleintjie en dit gee dan 'n bietjie daai vertroue, ja, en jy weet, okay, ons is dan besig hier met iets jy doen goed. Wat waarde het en wat waardeer word. Dis affirmation. Ja. En ek dink, maar vir my die affirmation of die erkenning wat groter is as finansiële of status of whatever, is wanneer iemand vir my kontak of 'n boodskap op Facebook stuur wat sê hulle het hierdie reeks nou gekyk en hulle was nou na daai land toe en het 'n fantastiese tyd gehad. Jy weet, dan soos ek het 'n hele paar jaar terug het ek 'n reeks so Japan gedoen, elders tweede seisoen, en ek het toe die jaar daarna of net na uitgesaai het was ek by die rugby wêreldbeker in Japan en ek het soveel mense daar raak geloop wat die reeks gesien het. En dan kan hulle nie my naam onthou nie, maar dan loop ek in Tokio deur die strate en iemand skree elders. Jy weet, dit is eintlik so snaaks en bietjie simpel, maar ook spesiaal. Jy weet, en dan besef jy, okay, great, mense kyk en hulle gaan doen nie goed. Ek dink ook as hulle sien dat 'n gewone ou soos ek wat nou nie 'n aanbieder is nie, as ek hierdie goed kan doen, dan dink hulle, wag, ek kan dit ook doen. Hoorie, maar voordat ons jou laat gaan, moet ek jou natuurlik vra, al moet die kykers tegnies wag tot die laaste episode, maar wat kan jy my vertel van die snor? Ja, die bloody snor. Sy vrou het gesê, luister, skeer af die snor, want as jy snor, dan skoor jy. Ek was in Saigon gewees, of eintlik nou deesdae Ho Chi Minh City, en in die laaste episode, dit klink 'n bietjie wild, maar ek was by hierdie
masseer salonplek gewees. Dis waar dit begin. Op 'n stadium het daar 3 dames bo op my geloop. Jo. Dit is een of ander rugmassering waar hulle sommer hulle voete gebruik en hulle stap op jou. So dit het nogal my so bietjie geknak. Maar wat hulle ook gedoen het is hulle het vir my gemanicure en alles, naels gevuil en so en toe ek wens toe skeer hulle my baard af dat nie die snor wou bly. En toe maak Frankie 'n joke en hy sê nee maar hou die snor en ek sê okay, kom ons hou die snor. En toe het ek eintlik nogal reg belaglik gelyk want ek het soveel gewig opgetel met al die eet en drink daar in Vietnam dat ek toe nou op die ouene in die laaste episode gaan die kyk weer die voorreg hê om my 1 snor en 3 kenne te sien. Verstaan nou. Waarvan ek gelukkig nou niks meer daarvan oor het nie want ek het intussen gewig verloor. Maar ja, nee, maar my vrou het my toe al gesê vergeet van daai snor. Ek moes hom letterlik gaan skeer het voor ek by die huis aangekom het. Dit is skreeu. Jy wil ook nou nie lyk soos 'n pedofiel toerist daar in Vietnam nie, jy weet. Ek kan nie wag om dit te sien nie. So, Dit is ook goed om te hoor dat dit nie net Afrikaanse vrouens is wat oor mans loop nie. Ja, nee, ek wou dieselfde sê net, maar hier gebeur dit net meer gereeld. Dit is nou die tyd het ons ingehaal erns, sjo. So waar, dit was 'n heerlike kuier. Ek kan nie glo daar sal meer as 'n halfuur net so verby nie. Crazy. Wow. Baie dankie. Maar baie dankie vir jou tyd en ons gaan definitief ek en Anelma dink ek gaan dit ook nou op ons emmerskop lei sit aangesien daai kos en drankies so goedkoop is om dalk Vietnam te besoek voordat ons die emmerskop. Ja. Ja, en ons hou vir jou dop met die nuwe seisoen in Vietnam en ek kan nie wag vir die snor episode nie. Ek is nou so excited. Sinkamoon. Baie dankie julle. Sin Chow. Sin Chow is hallo. Sinkamoon Okay, is baie dankie. Okay. Maar ek sê sommer net vir jou ciao. Ciao. Dankie Erns. Dankie Aaron. Baie dankie julle. Groot FM 90.5.